Welkom studente. Vandag ondersoek ons hoe die filosofieë van essensialisme en perennialisme effektief toegepas kan word in plaaslike Suid-Afrikaanse onderwyskontekste. Hierdie tydgeëerde raamwerke bied gestruktureerde benaderings tot onderrig, maar hul ware krag lê in hoe hulle aangepas word vir werklike klaskamers. Essensialisme, wanneer dit in plaaslike kontekste toegepas word, fokus op die ontwikkeling van kernvaardighede soos lees, skryf, wiskunde en wetenskap deur middel van gestruktureerde, onderwysergeleide onderrig met duidelike doelwitte. Dit beklemtoon dissipline en bemeestering van fundamentele inhoud, wat noodsaaklik is in omgewings soos Suid-Afrikaanse laerskole. In landelike gebiede met beperkte hulpbronne verseker hierdie benadering dat leerders basiese geletterdheid en syfervaardigheid bereik deur sistematiese foniese onderrig en herhalende wiskundeoefeninge. Byvoorbeeld, 'n graad 3 onderwyser in Limpopo gebruik gestruktureerde daaglikse lesse in beide isiZulu en Engels om tweetalige geletterdheid te verbeter in ooreenstemming met die nasionale kurrikulum. Essensialisme is ook effektief in beroepsopleiding, waar die bemeestering van spesifieke vaardighede soos timmerwerk en swyswerk voorkeur geniet. 'n Kollege in Kaapstad gebruik byvoorbeeld stap vir stap demonstrasies om elektriese bedrading te onderrig, wat verseker dat studente bekwaam is vir praktiese toepassings. Perennialisme, toegepas in plaaslike kontekste, behels die studie van groot boeke en universele idees, met klem op kritiese denke, etiek en dialoog deur sokratiese vraagstelling om redeneringsvaardighede te verbeter. In hoërskoolletterkundeklasse is hierdie benadering duidelik wanneer 'n onderwyser in Johannesburg Sakespejare se temas van mag en moraliteit gebruik om parallelle met Suid-Afrikaanse geskiedenis te trek, soos om makbete te vergelyk met leierskapstryde tydens apartheid. Die Ubuntu-filosofie word in lewensoriëntering geïntegreer deur 'n perennialistiese lens, wat Afrika-humanistiese waardes saamsmelt met besprekings oor sosiale verantwoordelikheid, en sodoende klassieke etiese tekste verbind met gemeenskapsgebaseerde probleemoplossing. Studente neem byvoorbeeld deel aan debatte oor herstellende geregtigheid, deur te put uit beide westerse filosowe soos Plato en Afrika-tradisies. Dankie dat jy gekyk het.